Goeiedag vriende, baie welkom by die erediens van ons gemeente NG Brein Park vir die 23ste November. Dis die laaste naweek van Koninkrykstyd. Eers kom die Sondag wat kom, die 30ste, begin ons met die Adventtyd, wat ons eintlik die kerklike siklus nou weer heeltemal van vooraf begin. En daarom gaan ons so 'n bietjie afsluit met die Koninkrykstyd, waarin ons nou so lank stil gestaan het. En daarvoor gaan ons lees uit die boek Daniël. Nou, voor ek hierdie gedeelte begin lees, wil ek daarom dit sê, miskien so ietsie oor die agtergrond. Die tyd wat Daniël geleef het, was in die tyd hierso 586 voor Christus tot hierso 365 miskien voor Christus, min of meer in daai tyd ergens het hy geleef. Hy was een van die ballinge wat hier die Babyloniërs weggevoer is na Babel. 'n Baie moeilike tyd vir die volk. Maar die verhaal Daniël word eers in die toneel ingebring, so min of meer 165 voor Christus, toe dit baie swaar gaan met die volk. Intussen is die volk deur die ballingskap van Daniël se tyd af 'n klomp het teruggekom. Daar was pogings om die tempel en die muur te herbou, wat op die ouend geslaag het na groot gesukkel. Maar in hierdie laaste tyd, wat nou hierdie boek geskryf is, in 165 min of meer voor Christus, of 63 voor Christus, gaan dit baie sleg met hulle. Hulle is onder 'n nuwe heerser, Antiochus Epiphanes IV, 'n wrede man wat die volk wreed verdruk het en wat nie moeilikheid in ons gevat het nie, mense seer gemaak het. In hierdie tyd gaan haal 'n skrywer, ons nie weet wie hy is nie, die geskiedenis van die man Daniël 'n paar honderd jaar tevore daar in ballingskap. En met hierdie geskiedenis wat hy wil gaan uithaal, probeer hy die oorblywende deel van sy volk wat daar in Israel is en moedeloos is, bemoedig met hierdie man se geskiedenis. Nou ken ons die Daniël verhaal. Ons weet van Daniël waar hy land, en hy is eintlik 'n jong man, en hoe hy standpunt inneem en sy God met trou dien en met toewyding dien, met beginsels en toewyding kan ons sê dien hy die Here. En hoe die Here hom dan in hierdie vreemde land gebruik om op die ouend 'n baie belangrike posisie in te neem. En in hierdie hele proses, behalwe dat hy 'n belangrike posisie inneem, leiding neem, raad gee, word hy dan ook veral, kry ons 'n paar keer wat hy moet geheime verklaar, konings en heersers se drome, en gee die Here om insig om drome te kan uitlê. Maar dan as ons die boek Daniël lees, in hierdie visioene wat Daniël ook sien, bring die Apokalips, die boek van Daniël vir ons by 'n plek waar die Here vir Daniël sê, maar daar gaan verskriklike swaar tye mee kom. En nou probeer die skrywer van Daniël natuurlik uit hierdie ou verhaal, hierdie ouens wat nou in 165 voor Christus leef in moeilike omstandighede, intrek in die reale verhaal. Hulle is eintlik soos 'n klomp ouens wat na 'n toneel kyk en hulle sien hulle self in hierdie toneel. En die held is Daniël en hulle gaan by hom raad kry. Maar dan in hoofstuk 12 gebeur daar eintlik 'n ding wat so half 'n bietjie die appelkar omgooi. Hy skryf hier in die eerste verse van hoofstuk 12, en daardie tyd het Michael, die groot engel wat oor die lede van jou volk wag hou, dis nou Israel, die Jode, op die toneel verskyn. Dit sal 'n swaar tyd wees, so swaar soos nog nooit was, vandat daar nasies is nie. In daardie tyd sal almal uit jou volk wat in die boek opgeskryf is gered word. Baie van die wat ontslaap het sal uit die graf opstaan, party tot die ewige lewe en party tot die ewige skande en veragting. Die verstandige leier sal skitter met die glans van die hemel self, en die wat baie mense op die regte pad gelei het, sal vir altyd skitter soos die sterre. En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die eindtyd toe. Baie mense sal oor die gebeurtenisse navraag doen om begrip daarvan te probeer kry. Ek, Daniël, het 2 ander persone by die Tigris sien staan. Een aan die diskant en een aan die ander kant, en een van hulle het aan 'n man wat 'n linneklere aangehad het en bokant die water gestaan het gevra: hoe lank sal hierdie onbeskryflike gebeurtenis nog aanhou? Toe hoor ek die man wat die linneklere aangehad het en bokant die water gestaan het, hy het sy regterhand en sy regterhand sowel as sy linkerhand na die hemel toe opgesteek en 'n eed afgelê by hom wat ewig lewe, en het geantwoord:
die hele vasgestelde tyd, wanneer die gewyde volk se mag heeltemal vernietig is, sal al hierdie dinge ophou. Ek het dit gehoor, maar dit nie verstaan nie. Daarom het ek gevra, meneer, waarop gaan dit alles uitloop? En toe sê hy, jy moet nou gaan, Daniël, want die woorde is verseël en word geheim gehou tot die eindtyd toe. Baie mense sal gesuiwer, gereinig en gelouter word, maar die goddeloses sal goddeloos bly. Nie een van die goddeloses sal verstaan nie, maar die verstandige leiers sal verstaan. Van die tyd dat die daaglikse offer afgeskaf is en die ding opgerig is, wat 'n gruwel vir God en wat verwoesting aangerig het, sal daar 1290 dae verloop. Dit sal goed gaan met wie geduldig bly tot die 1335ste dag verby is. Maar hou jy aan tot die einde toe. Jy sal ter ruste gelê word, maar weer opstaan en jou bestemde deel ontvang in die eindtyd. Vriende, wat 'n klimaks in 'n verhaal. Hele geskiedenis van Daniël, Daniël wat 'n leier word, Daniël wat drome verklaar. En dan sien hy vir Oulas hierdie man met die linnekleed wat aan die ander kant die rivier staan, bo kan die water. En dan vra hierdie man, hoe lank sal hierdie goed nog gebeur? En hy hoor hierdie man hierdie goed vra, en dan word daar vir hierdie man gesê, hoor hierdie man, dis 'n verseelde tyd, dis 'n raadsbesluit, tot gebeur wanneer God se bestemde tyd verby is, wanneer die gewyde volk, dis die volk die Jode, se mag heeltemal vernietig is. Met ander woorde, hy sê daarmee, hoor jy, dis nog nie die einde nie, daar gaan nog moeilike tye vir julle as volk kom. En dan sê hy, vra Daniël in vers 8, ek het dit gehoor, maar dit nie verstaan nie, en daarom het ek gevra, meneer, waarop sal dit alles uitloop? Vriende, ek wil amper sê, 'n draai in die verhaal, dat hierdie man wat as die hele boek Daniël sover gebou is, as hierdie karakter wat vasstaan, wat weet aan wie God geheime openbaar, drome van konings, hier op die einde, wanneer mens dink alles gaan ontvou en hierdie everyone live happily ever after gaan nou gebeur, dan staan Daniël in die grootste krisis. Hierdie man wat drome uitgelê het, hoor 'n man met God praat en hy hoor 'n antwoord en hy sê, Here, waarop gaan dit alles uitloop? En dan is dit nog verder skrikwekkend. Ek sien hoe hierdie lesers van Daniël soos 'n klomp mense voor 'n toneelstuk en sê, wag nou, hier kom die antwoord, Daniël gaan weer ingryp. En in plaas dat daar vir Daniël gesê word, kom nader, laat ek jou wys, sê hierdie man vir die engel vir Daniël, Daniël, jy moet nou gaan. Maar ek gee jou 'n paar beloftes. Jy sal sterf, jy sal opstaan, jy sal die ewige lewe beerwe. En uit jou volk moet jy onthou, gaan die proses voortgaan. Hulle wat glo aan God toegewy is, hulle sal meer en meer gesuiwer word en skitter soos die sterre. Maar hulle wat ongehoorsaam is, sal verder vernietig word. En vriende, hiermee stap die boek Daniël tussen 'n klomp mense in wat moedeloos is. En hy sê, wat is die resep van die lewe? Wat nou verder? Wat gaan nou gebeur? Is die vraag wat in hierdie volk se lippe leef nadat hulle uit ballingskap teruggekom met die tempel herbou, die mure herbou, maar dit gaan nog nie goed nie. Inteendeel, hulle is weer op 'n afwaartse kurwe waar Antiochus vir hulle swaar laat kry en moeilik maak. En hierdie ouens is moedeloos. En dan kom die Daniël boek en hulle gebruik vir Daniël om hierdie mense te laat besef dat selfs hierdie held van ons, hierdie man wat in die leeukuil gestaan het, hierdie man se vriende wat die brandende oond oorleef het, hierdie man wat oggend en aand, of eintlik 3 maal 'n dag na sy gesig na die ooste toe gedraai het, of na Jerusalem toe gedraai het en gaan bid het. Hierdie man wat geheime uitlê voor konings, hy wat aangestel is as onder die koning, hierdie man kom by die punt dat hy sê, Here, en wat nou? En dan is die ergste wat die Here vir hom sê, jy moet gaan. Tot hierso sal jy weet en het ek jou gebruik, maar nou is jy by daai punt in jou lewe, wat jy soos die res van die volk moet volhard. Nou
moet jy vashou in geloof aan hierdie waarheid, dat jy nou hier verder is om die koninkryk van God te dien, bloot deur vas te hou, te vertrou en God met toewyding te dien. Vriende, en dis die boodskap vir ons. Ons gaan in ons lewens persoonlik en volke en nasies en geskiedenistye gaan maar altyd deur hierdie goed wat so op en af gaan. En dis dikwels wanneer ons op hierdie afdraande pad is, wat ons die vrae vra, wat die mense so in 165 voor Christus gevra het. Hierdie volk van God wat nou weg was en weer teruggekom het en al hierdie droom van hulle vir Israel, die tempel en al hierdie goeders het nog nie waar geword nie. En dan kom die Here en hy maak vir hulle 'n waarheid op. Hy sê vir hulle eintlik deur dit vir Daniël te sê vir almal wat luister. Weet jy wat? Hier op aarde moet jy die gehoorsaamheid teenoor God leef, jy moet naby hom leef, jy moet die koninkryk hier op aarde moet jy laat kom deur hoe jy leef. Maar om te weet wat God se planne is, daar sekere raadsplanne waaroor jy geen beheer het nie. En waarvan jy geen kennis en begrip het nie. Los dit in God se hande, gaan doen waarvoor ek jou hier geroep het. En dan die belofte. Ja, jy sal sterwe, jy sal begrawe word, maar jy sal opstaan en ewig lewe. En daarmee dink ek, vriende, is ons by die hoogtepunt van die koninkrykstyd. Koninkrykstyd is daardie tyd wat ek en jy as gelowiges die gebed van die Here Jesus met toewyding, maar ook met begrip bid. As ons bid, Here, laat u koninkryk hier op die aarde kom soos in die hemel, dan gaan dit daaroor om te sê, Here, ons besef, daar sekere dinge. Nou is ons nou weer deur 'n jaar wat ouens mos nou tye en dae voorspel het van die wederkoms, en dit het nie plaasgevind nie. Dit is net weer 'n bevestiging van die waarheid en die suiwerheid van die boek Daniël, wat self vir hierdie man, Daniël, het God nie alles gegee nie. Maar hy vat hom terug na daardie punt om te sê, in my koninkryk is jy hier, om in hierdie ou wêreld, dit waarvoor God jou geroep het, met toewyding te doen, en God met toewyding te volg, sodat jy gereinig en gesuiwer kan word, sodat eendag, as die volle raadsplan van God voltrek is, jy kan skitter, soos die sterre aan die hemel. Dan is dit die tyd, wanneer jy sê, hy, hier vir Daniël, jy jou deel in die eindtyd, in die nuwe tyd, sal ontvang. En vriende, daarmee as ons nou weer volgende Sondag begin met die adventtyd, waar ons weer begin kyk na die geboorte van die verlosser op die wêreld, dan sien ons in hierdie verlosser van ons die presies dieselfde. Hierdie man wat wonderwerke gedoen het, hierdie man wat geleer het, hierdie mense wat skares na hom toe getrek het, hierdie man wat brood vermeerder het, hierdie man wat op die see geloop het, moet op die ouend in die raadsplan van God, en dit sê vir sy disippels ook, ek moet sterwe, ek moet ly, sodat die koninkryk van God in sy volle glorie kan kom, die uitstorting van die Heilige Gees. En ons begin nou weer van volgende Sondag voor met hierdie siklus. En my gebed vir jou is dat ons elke keer in hierdie siklus sal ingaan, maar dat ons vandag hier aan die einde van hierdie siklus sal weet, as hierdie siklus voorkom, voor begin weer 'n keer, dan is ons in hierdie koninkrykstyd eintlik vir altyd. Tot met die wederkoms is ons in die koninkrykstyd. En wanneer ons dit net in siklusse deur gaan van die adventtyd, dan moet alles wat gebeur ons net weer terugbring by waar ons vanmôre by Daniël staan, waar die Here vir hom sê, Daniël, jy sal nooit weet wanneer die wederkoms plaasvind nie. So vergeet daarvan, los dit in God se hande, maar jy lewe met toewyding. Lewe in gehoorsaamheid. Dan sê hy hier so, die gehoorsame leiers, hulle sal skitter soos die sterre. Hulle sal op die ouend sê, ons verstaan. En wat is wat Daniël moet verstaan? Verstaan dat ons hier is, om die koninkryk hier op aarde te dien. In ons kleinste vorm, wanneer ons as gesinne die Here in toewyding dien, sy woord lees, dit oordink, daaroor praat, ons kinders leer van die Here, nie net van sy wette nie, maar van sy liefde, van gehoorsaamheid aan die klein dingetjies en die groot dinge. En daarom in die huisfiks
gaan ons Woensdag net gou weer daar 'n draaitjie maak uit Matteus, waar ons net vir mekaar gaan hierdie waarheid bevestig. Kom ons leef, kom ons hoor dat die Here vir ons langs Daniël neersit om vandag te hoor. Weet jy, hier op aarde, as jy 'n koninkryksmens, gaan daarvoor. Ek het jou hier op aarde daarvoor geplaas, doen dit wat ek op jou pad gesit het, met toewyding en gehoorsaamheid, altyd in die gedagte dat ek 'n dienaar, dis wat Daniël is, 'n dienaar van God is, tot verheerliking van sy naam en tot uitbreiding van sy koninkryk hier op aarde. Here, dankie dat ons vandag nederig saam met Daniël kan staan en kan sê, Here, ons aanvaar dat daar sekere dinge in die koninkryk is wat ons nie beskore is nie, ons los dit in die hande. En mag ons uitgaan en u koninkryk hier op aarde laat kom deur ons optrede. Laat ons nie net sal bid dat dit gebeur nie, maar dat ons ook sal in ons bid en in ons lewe dit in hierdie wêreld sal waarmaak in gehoorsaamheid aan u. Amen. Seën vir jou verder. Totsiens.